Goeiemôre almal. Ek hoop almal het 'n baie lekker naweek gehad en het lekker ontspan en lekker gerus en gaan ook so voort op hierdie lekker Sondag. Baie welkom aan een en elkeen vanoggend hier saam met ons nagmaaldiens. Mag dit regtig vir een en elkeen 'n besonderse geleentheid wees. Baie welkom aan ons lidmate, besoekers. En ek wil sommer so net vanoggend een en elkeen uitnooi om regtig saam hierdie diens en saam hierdie nagmaalsfees te geniet. Na 'n besige week en 'n klomp dinge wat gebeur het hierdie week, Pinkster, elke aand het ons bietjie gesels oor Handelinge en die verskillende temas wat opduik en waarin ons elke dag hoop gekry het. Want tussen by die huise het al goed gebeur. By die werk was ons bedrywig gewees. Maar vanoggend voor ons hierdie nagmaalsfees begin, voor ons hierdie erediens begin, kom ons sit so. Kom ons raak net bewus van hoekom ons hier by mekaar is. Ons raak bewus van 'n God wat teenwoordig is. Nie net hier in hierdie gebou nie, maar in een en elkeen van ons harte. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in Judea, in Samaria, tot in die uithoeke van hierdie aarde. Genade, barmhartigheid en vrede vir julle, van God ons Vader, van Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Ons het hierdie Pinkster het ons bietjie stil gestaan by ons hoop in Handelinge. Ons het gesien hoe God die belofte van sy Heilige Gees kragtig gestand gedoen het. Vanaf die uitstorting van die Heilige Gees, deur die ontwrigtende krisisse in die gesamentlike gebede, in die eysterdeure wat vir die disippels oopgemaak het, tot in die alledaagse lewens van gewone mense soos Aquila en Priscilla. God se belofte is 'n tasbare realiteit. Daardie belofte is nou in ons. En dit bring ons by 'n kruispunt. En dit is waar ons vanoggend gaan stil staan. En dit is by 2 Petrus 1 vers 3 tot 11. En hierdie teks slaan vir ons die brug so mooi oor. Dit verskuif ons van die beloftes en van die hoop wat ons van God af kry, maar hoe vat ons daai beloftes? Hoe vat ons daai hoop en hoe gaan leef ons dit uit in hierdie wêreld? Die Heilige Gees is nie net 'n historiese gawe wat die apostels daardie dag toegerus het nie. Die Heilige Gees is die stuk van ons lewende God wat in een en elkeen van ons woon. Maar voor ons by die teks en die boodskap kom ons sluit die oë, dan bid ons saam. Ons Hemelse Vader, as ons vanoggend hierdie gedeelte lees, Here, as ons vanoggend na 2 Petrus luister, dan maak ons harte ontvanklik. Here, laat ons hierdie gedeelte sal nie net ontvang en sal hoor nie, maar ons eie sal maak. Here, help ons om vanoggend dit te verstaan. Here, help ons om te sien en dit te doen. Here, ons dink in vanoggend besonders aan die mense wat nie vanoggend hier saam met ons is nie. Die mense wat nie vanoggend hier kan wees nie. Die mense wat deur moeilike tye gaan. Here, wil jy ook so hulle troos. Wil jy ook so vir hulle genesing bring. Wil jy ook so by een en elkeen van hulle wees. Here, ons dankie vir hierdie geleentheid. Here, help ons en lei ons om u woord duidelik te verstaan. Amen. Voordat ek die gedeelte lees, wil ek hê ons moet onsself in hierdie scenario sit. Dink vir 'n oomblik aan iemand wat regtig swaar kry.
Hulle krap elke dag rond net om te oorleef. Aanhoudend soek hulle iets net om te eet. Hulle weet nie waar die volgende maaltyd vandaan gaan kom nie. En eendag, baie jare later, vind hulle uit dat daar al die tyd 'n groot erfporsie in hulle bankrekening op hulle naam is. Die rykdom was die heeltyd daar gewees. Hulle het net nooit dit gaan ophuis nie. En al daardie jare wat hierdie persoon basies as 'n bedelaar geleef het, het hy eintlik hierdie ongelooflike erfporsie gehad en was dit nooit nodig om so te sukkel nie. As ons na hierdie gedeelte kyk, is dit dieselfde beeld wat ons in hierdie teks gaan kry. As gelowiges maak ons presies soms dieselfde fout. En vandag staan ons aan die einde van 'n ongelooflike reis deur Handelinge. Ons het hierdie week stap vir stap gesien en ons het laasweek daar begin by God wat op die troon sit, hoe hy sy beloftes gehou het. Ons het gesien en ons lees dit reg deur die woord hoe die Heilige Gees mense se lewens verander het deur krisisse, in tye van gebed, in hopelose situasies wanneer gelowiges om die swaard gebring is. Ons het dit gesien in die alledaagse lewe van gewone mense hoe God sy beloftes hou. Daardie selfde Gees wat ons van lees in die woord. Daardie selfde Gees wat ons in Handelinge gesien en gevolg het, woon nou binne ons. En dit bring ons by 'n baie belangrike vraag volgend. Hoe stap ek die toekoms in? Hoe leef ons maandagooggend as die wekker lui? En 2 Petrus kom en help ons. Nie om ons uit te trap nie, maar as 'n pastorale prediker kom 2 Petrus en hy help ons om daai brug te oorkruis. Om nie geestelike bedelaars te wees nie. Om nie iemand te wees wat die heeltyd smeek vir nog krag nie. Maar om eienaarskap te neem van die grootste erfporsie wat enige iemand kan ontvang. Om eienaarskap te neem van die krag van die Heilige Gees. Die krag van God wat in ons hande geplaas is. En met dit in gedagte, kom ons lees 2 Petrus saam. Sy goddelike krag het ons immers reeds alles gegee wat ons nodig het vir 'n godvreesende lewe. Deur die kennis van hom wat deur sy majesteit en goddelike krag geroep het. Hierdeur het hy sy kosbare en grootste beloftes reeds aan ons gegee, sodat julle deel kan kry aan die goddelike natuur. Nou dat julle ontvlug het aan die verdorwendheid wat deur begeerte in die wêreld teenwoordig is, lê juis daarom alle ywer aan die dag om by julle geloof deeg te voeg, by deeg insig, by insig selfbeheersing, by selfbeheersing volharding, by volharding godsvreesendheid, by godvreesendheid broederliefde en by broederliefde liefde vir alle mense. Immers, wanneer jy oor hierdie eienskappe beskik en daarin toeneem, sal dit daartoe lei dat jy nie nutteloos en sonder vrug is, wat julle kennis van ons Here Jesus Christus betref nie. Want die een wat by hierdie dinge ontbreek, is blind en kortsigtig, en het vergeet dat hy van sy vorige sondes gereinig is. En daarom, broers, lê julle soveel te meer daarop toe, om julle roeping en verkiesing stewig te vestig. Want as julle hierdie dinge doen, sal julle verseker nooit struikel nie. Ja, so sal toegang tot die ewige koninkryk van ons Here en Verlosser Jesus Christus ryklik aan julle voorsien word. Net
tot sover. In hierdie gedeelte wag Petrus nie om by 'n punt te kom nie. Hy begin dadelik in vers 3 deur ons gerus te stel. Sy goddelike krag het ons alles geskenk wat ons nodig het om te lewe en om hom te dien. En dit is so mooi hoe die oorspronklike taal hierdie stukkie beskryf. Die woordjie geskenk wat hy gebruik, beskryf iets, nie wat ons nog moet kry nie, nie iets wat daar ver in die toekoms onder 'n kersboom lê nie, maar iets wat ons al reeds ontvang het. Dit is afgehandel. God hou nie 'n stukkie van sy genade terug en vir eendag as ek nou mooier vra, dan sal hy dalk vir my 'n bietjie meer gee nie. Toe hy sy gees vir ons gegee het hy vir ons die volle pakket gegee. Daar kort niks aan ons geestelike modering nie. Deur die Gees, sê vers 4, het ons selfs deel gekry aan sy goddelike natuur. En dit is 'n ongelooflike groot gedagte. En dit beteken dat God se eie hart, dat sy eie liefde, dat sy eie oorwinning uit die dood deel is vandag van wie ons is. Dit is deel van ons DNA. Dit is die suurstof wat ons elke dag inasem om hierdie lewe te kan aanpak. Die feit dat God letterlik deel is van wie ons is. Omdat God ons met soveel sagtheid en krag toegerus het, gaan Petrus dan verder en hy nooi ons uit om te reageer op hierdie goddelike genade, op hierdie goddelike krag wat deel is van ons. Hy sê juis om hierdie rede moet julle alle ywer aanwend. Petrus se mense van wie hy hierdie gedeelte geskryf het in 'n wêreld gewoon wat vir ons baie lyk en voel soos die wêreld waarin ons vandag leef. Mense het gedink, ek leef net vir myself. Ek leef net vir my eie gemak. Die lewe is kort en daarom sal ek doen wat ek moet doen om te oorleef. Maar Petrus kom in hierdie gedeelte en hy nooi ons na 'n ander ritme toe. Hy sê geestelike groei is nie 'n klomp mooi same reëls nie. Dit is soos 'n pragtige koor wat jy moet help saamstel. Die een stem bou op die ander. Ons begin by die fundament. Petrus sê ons begin by geloof. Ons vertrou God. Dan voeg ons dade bely. Ons leer om moreel reg te leef en om 'n verskil te wees in 'n stikkende wêreld. Hy sê as ons dan nou reg leef, leer ons God meer ken. Leer ons sy kennis. Neem ons sy kennis in diepte in ons in. En hy sê vanuit hierdie kennis groei daardie broodnodige selfbeheersing en volharding waarin ons kan vashou as dinge in ons lewe begin rof raak. Dan begin daardie volharding oorgaan in broederliefde en ewe skielik begin ons omgee vir mekaar. Ons sien hoe die mense rondom ons swaar kry. Ons weet deur die volharding kan ek vasbyt. Kom ek help hulle om ook vas te byt. En uiteindelik loop dit uit op die mooiste eienskap van alles, die liefde. Daardie onvoorwaardelike, opofferende liefde wat soos Jesus lyk. God se Gees in ons nooi ons uit om elke dag 'n treukie verder op hierdie pad te gaan stap. Maar dan kom Petrus en hy slaan soos 'n pa
sy arms om ons skouers. Hy ken ons. Hy ken mense. Hy weet dat baie van ons na daardie lysie kyk en sê, Jesus, ek wens, ek was al bietjie verder op die pad gewees. Ek wens ek kon dalk net 'n bietjie meer volhard. Ek wens ek kon dalk net 'n bietjie meer broederliefde aan die mense rondom my wys. Ek wens ek het dalk net 'n bietjie meer geloof gehad. En wanneer ons so begin voel, is dit natuurlik dat ons eerste instink altyd is om te dink, maar ek probeer net nie hard genoeg nie. En ons raak kwaad vir onsself. Maar Petrus se diagnose in hierdie gedeelte is soveel sagter. Hy sê vir ons, as jy vasgevang voel, is dit nie omdat jy nie hard genoeg probeer nie. Dis omdat jy dalk net vir 'n oomblik vergeet het, hoekom jy dit doen. Hy sê op 'n mooi manier, dat ons ly aan 'n tipe van 'n geestelike geheueverlies. Ons het uit die oog verloor. Soos vers 9 sê, dat ons van ons vroeë sonde gereinig is. Die oorsaak van ons geestelike moegheid is vanoggend dalk net iets so eenvoudig, om soos vir 'n oomblik weg te kyk van die kruis af. Ons het vergeet hoe lief God ons werklik het. Ons het dalk net vir 'n oomblik vergeet, wat is die krag van die Gees wat uit daardie dag uitgestort het. Maar as ons weer daardie Pinkster vier, daardie lewenslus, daardie geloof in ons harte voel, is dit nie nodig dat ons onsself moet dwing om beter te wees nie. Al wat Petrus sê, ons moet gaan doen, is om vir 'n oomblik te gaan stil staan en terug te kyk na die kruis. Petrus sê, ons moet onthou dat ons sonde alreeds vergewe is. Herinnering is soms die mooiste brandstof vir ons groei. Maar wat beteken al hierdie dinge as ons maandag weer in ons kar klim en ons gaan werk toe? Dit beteken dat as daar môre 'n krisis by die werk opduik, dat ek doelbewus kies vrede in plaas van angs. Dit beteken dat ek vanaand in my huis, juis daar waar die spanning die hoogste is, volharding en sagtheid kies bo woede. Dit verander dalk nie op daai oomblik die hele wêreld nie, maar dit laat die stukkies van ons wêreld om ons, waar ons rondbeweeg, meer na God se koninkryk lyk. God se beloftes wag nie vir die ewigheid nie. Dit verander hoe ons môre koffie drink en in die dag van môre mense hanteer. En daarom sluit Petrus sy gedagte af met 'n stuk bemoediging. Hy sê as ons aanhou stap op hierdie pad, met die Gees se hulp, bewys ons aan onsself dat ons aan God behoort. Dit gee vir ons 'n stuk rus in ons harte. En dan gee hy in vers 11 'n finale, 'n kosbare belofte. Hy sê daar wag 'n ryklike toegang vir ons in God se ewige koninkryk. Die prentjie wat hy hier skep, is die van 'n atleet wat as oorwinnaars tuiskom. As daardie atleet die stad nader, is die hekke oop.
Die mense juig en die spreekwoordelike rooi tapuit word uitgerol. God se droom is nie dat ons eendag stikkend en uit asem die hemel sal net inglip nie. Hy wil ons vandag lei. Hy wil ons vandag in ons en deur ons gebruik in sy koninkryk, sodat ons eendag die ewigheid as oorwinnaars vir Christus verwelkom kan word. Ons staan aan die einde van hierdie lang reis deur Handelinge en Pinkster. En ons hoor net, die Gees was nog altyd hier. Hy is nog steeds hier. Die belofte is vas. Ons hoef nie meer buite te staan en te wens vir krag nie. Die trust vir ons lê in ons hande. Maar kom ons stap hierdie week in as 'n onvoorwaardelike, 'n geliefde, 'n vergewe en 'n toegeruste kind van die Here. Amen. Voor ons vanoggend met die nagmaal begin, kom ons raak net vir 'n oomblik stil. Ons raak vir 'n oomblik rustig. Ons hoor 1 Korintiërs 11 waar Paulus sê, moenie op 'n onwaardige wyse van die brood eet of uit die beker drink nie. Hy sê ons moet onsself eers deeglik ondersoek. As ons daardie woorde hoor, dink ons dis maklik. Dink ons is maklik dat ons moet perfek wees, anders verdien ek nie hierdie nagmaal nie. Ons vinnig om te dink, ek moet eers my hele lewe uitsorteer en skoon kry, anders is ons te onwaardig vir hierdie heilige tafel. Maar Paulus kom sê volgens vir ons, as ons perfek was, het ons nie 'n redder nodig gehad nie. As ons perfek was, het ons nie hierdie genade maaltyd nodig gehad nie. Om jouself te ondersoek, beteken vanoggend om eerlik te kom wees. Oor my eie gebrokenheid. Oor my eie foute. Oor my eie seer. Om hierdie dinge vanoggend voor die hart van ons Vader te kom neerlê. Here, ons almal, soos ons hier sit, het vanoggend 'n stukkie geheue verlies, 'n stukkie seer en 'n stukkie selftwyfel. En ons is vanoggend maar net mens. En ons kom vanoggend voor U met al hierdie dinge. Here, ons sal dit vanoggend in U hande oorgee. Here, kom maak vanoggend die las ligter. Kom vat dit wat ons vol maak. Kom vat dit wat ons moeg maak.
neem dit van ons harte af. Maak ons waarlik vry daarvan, dat ons vanoggend plek sal hê vir wat hierdie genade tekens vir ons beteken. Amen. Voor ons vanoggend, en voordat ek die kerkraad vorentoe roep, om die nagmaalstafel vir ons voor te berei, wil ek vanoggend net weer noem, net weer gesels oor wat die nagmaal is. Die nagmaal is in die eerste plek 'n gedagtenismaaltyd. Die Here het by die instelling van die nagmaal gesê, gebruik dit tot my gedagtenis. Met die nagmaal dink en verkondig ons die dood van die Here. By die eet van die brood en die drink van die wyn, roep die gemeente die lydingsweg van Jesus weer aan. 'n Weg wat op die ou ende ons daaraan herinner dat God vir ons lewe gee. Die tweede plek is die nagmaal 'n waarborg. Dit is my liggaam. Dit is my bloed. En so seker as wat hierdie brood voor ons oë gebreek word en hierdie beker aan ons gegee word, so seker het ons deel aan die koninkryk van God. So seker het ons deel aan die kruisiging en die opstanding. Die nagmaal is in die derde plek die viering van die gemeenskap met die lewende Here en met mekaar. Dit herinner ons dat ons in verhouding met God staan en deur daai verhouding in 'n verhouding met mekaar staan. Die nagmaal is in die vierde plek die verkondiging van ons toekomsverwagting. Die nagmaal herinner ons dat op die horison, op die einde van hierdie tyd, dat die Here weer sal terugkom. Die nagmaal is in die vyfde plek 'n vreugdefees. En al dui die tekens op lyding en sterwe, is dit tekens wat uitgeloop het sodat ons weer kan lewe. Dis 'n viering van verlossing. Die nagmaal is ten slotte 'n fees van danksegging. 'n Fees van dankbaarheid. Die Heilige Gees verseker ons deur die tekens van die brood en die wyn van die heil wat ons in Christus deel het van. Vanoggend kom God na ons toe. Hy kom na een en elkeen toe van ons en hy nooi ons na hierdie tafel. Nie as mense wat hierdie week perfek was nie. Nie as mense wat nou die nagmaal gaan vier en ewe skielik gaan perfek wees nie. Maar hy nooi ons as gewone mense, as gelowiges, as mense wat gevul is met die Heilige Gees, om ons te herinner, ons deel het aan sy koninkryk. Ek gaan vra dat die kerkraad vir ons die tekens uitdeel. En as ons daar klaar is, gaan ons 'n tafelgebed doen en dan vier ons die nagmaal saam. Kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Here, ons het onsself ondersoek. U het ons uitgenooi na hierdie tafel toe vanoggend. Here, waar ons vanoggend hierdie tekens gaan inneem. Here, seën ons by die gebruik van hierdie gawe. Here, maak ons
opreg dankbaar daarvoor. Here, seën die mense wat nie hierdie voorreg het nie. En ons wil U dank. En ons wil U prys. En mag ons, as hierdie tekens vanoggend van ons lippe vloei, daaraan herinner word, dat ons weer sal onthou wat dit beteken. Amen. Die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem, eet en dink daaraan, dat hy daardie dag op Golgotha gesterf het, vir die volkome versoening van ons sondes. Die beker van danksegging is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem, drink en dink daaraan, dat hy daardie dag op Golgotha gesterf het, vir die volkome versoening van ons sondes. Hemelse Vader, Jesus Christus en Heilige Gees, ons stap vanoggend lig hieruit. Ons stap vanoggend met 'n vars geheue. Ons stap vanoggend hieruit met die krag van die Heilige Gees. O Here, dankie. Here, dankie is al wat ons kan sê. Here, dankie vir hierdie geleentheid van herinnering, van feesviering, dat ons vanoggend weer kon hoor, dat ons in hierdie wêreld kan uitgaan, opgewonde wees oor die Gees wat in ons woon, oor die vergewing van ons sondes, en 'n God wat vir ons is. Amen.